Goeiemôre. Dankie vir elkeen van u wat ook op hierdie wyse inskakel om ook so vandag van Tannie Callie afskeid te neem. Terwyl ons so saam is, kom ons sluit ons oë en open dan met 'n gebed. Almagtige Vader, Here, al is ons elkeen in ons huise, is ons omring met mense wat vir ons lief is. En u weet ons, Here, dat u ook by elkeen van ons teenwoordig is. Here, waar ons harte seer is vanoggend, waar ons weer met die realiteit van die dood en ook die finaliteit daarvan gekonfronteer word, weet ons dat ons soms net in u teenwoordigheid kan stil word. En Here, om in u teenwoordigheid stil te word, gee vir ons 'n vrede en 'n troos wat net u vir ons kan gee. En daarom bid ek dat Tannie Callie se familie en vriende so in u stille teenwoordigheid ook hierdie troos van u af sal kan voel. Here, in u woord vertroos u met ons met die woorde en daarmee groet u ook elkeen vandag. Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek is nog altyd bereid om te help in nood. En daarom hoef julle nie bang te wees nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dryf en skuim die waters van die see, en al skud die berge deur sy onstuimigheid. Daar waar julle is, genade en vrede word ryklik geskenk van God die Vader. Amen. Ons gaan saam met mekaar uit 2 gedeeltes van die Bybel uitlees vanoggend. Uit Job hoofstuk 1 vanaf vers 13 en dan ook Psalm 27. Ek lees dan vir ons die eerste gedeelte uit Job 1 vanaf vers 13. En eendag, toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis, kom daar 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg en die donkies het langsaan gewy. Toe oorval mense uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Weerlig het die klein vlee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. 3 groepe Galdeërs het die kamele geroof en is daarmee weg, nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel. Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. U seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestyn se kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op u kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. En dan Psalm 27 van Dawid. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my instelling neem,
sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van die Here, of op die dag van gevaar, sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien, in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk, en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend. Familie, vriende, afskeid en dood is ongelukkig in elkeen van ons se lewe 'n werklikheid. Dit bly skrikwekkend, maar kennisname gebeure as dit met iemand anders gebeur. Dit laat ons koud, solank dit eenkant is, solank dit onbekendes tref. Maar raak dit bekend, raak dit ons familie, raak dit ons vriende, dan kry dit 'n ander intensiteit hier in ons harte. Dit word eintlik 'n ondraaglike pyn wat insny tot in die diepste van ons menswees. Veral vir julle wat die laaste ruk en veral die laaste 7 weke saam met Tannie Callie die pad gestap het. En in die pyn wat ons ervaar, in die hartseer en teleurstelling, vra ons dan die sinvolheid en die betekenis van alles wat met ons gebeur. Hoekom? Wat het ons gedoen? Hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom alles wat so gelyktydig op een tyd met ons gebeur het? Hoekom het die Here dit aan ons gedoen? Want ons weet, daar is nog so baie wat ons vir Tannie Callie wou sê. En ons vra, hoe kan die pyn wat ons hier binne ervaar stil maak? Hoe kan die stikkend wees weer heel en gesond gemaak word? Ek weet nie van U nie, maar dit is vrae waarop die dood vir ons, al probeer ons hoe hard partykeer net nie antwoorde bring nie. Die storie dat God een van sy mooiste en kosbaarste rose eers in die tuin pluk, troos ons nie altyd nie. Dit troos ons nie om hoe bedoel hulle dit, hoe goed te hoor, die Here sal nie vir jou las gee wat jy nie kan dra nie. Dit troos ons ook nie as ons vir mekaar sê, dit is die wil van die Here en ons moet dit net aanvaar nie. Want weet ons regtig wat die wil van die Here is? Kan ons as mense regtig weet wat die wil van God is en wat nie sy wil is nie? Dalk is dit soms net beter om te sê, maar ons weet nie. Maar om te sê ons weet nie,
help ons ook nie as ons met hierdie vrae van hierdie lewe worstel nie. Dit help nie as ons daaroor wonder nie. En ek dink die beste wat ons mekaar kan sê, is dat afskeid, dat die dood eintlik 'n realiteit is. Maar dat dit 'n spanningsveld inbring in ons lewe. Aan die een kant is daar die pyn, die hartseer van die dood, onvermydelike afskeid. Aan die ander kant is daar die vooruitsig om uiteindelik die vreugde en die blydskap van God se volle teenwoordigheid te kan ervaar en daarin uiteindelik te kan leef. Daar word aan die kant nie ook dan nou is. Hierdie twee gedeeltes wat ons saam gelees het, wil vir ons iets vertel van hierdie spanningsveld. Maar dit wil ook vir ons iets laat beleef van die troos wat ons eie geloof in God vir ons gee. Ons het saam in Job gelees dat hy in een dag alles verloor het wat vir hom belangrik is. Alles verloor het wat vir hom kosbaar en dierbaar was. En ek dink hy moes soos ons nou gevoel het, baie hartseer, weerloos, uitgelewer aan 'n wêreld wat hy nie gekies het om aan uitgelewer te wees nie. En wanneer Job dan, as hy die weerlose, hierdie stikkende mense hartseer na God toe vat, dan leer hy dat alles 'n gawe uit die hand van God is. En sy besig wees met sy hartseer en met God leer hy dat krag en insig en troos alleenlik ook by God gevind kan word. En uiteindelik kan hy in hierdie seer sê, die Here het gegee en die Here het geneem, maar prys die naam van die Here. Wanneer ons nou kyk na ons eie hartseer, dan kom ons tot die besef dat dit deel is van die wêreld waarin ons leef. Ons gaan gebuk onder die onvolmaaktheid van hierdie wêreld. En in ons op pad wees, gebeur dit dat ons moet afskeid neem. Gebeur dit dat ons met die dood gekonfronteer word. Ons wat die pad van skok, van pyn en afskeid die afgelope tyd saam met mekaar gestap het, is soos Job troostsoekers. En alhoewel ons dit dalk verwag het, veral die laaste paar dae in die hospitaal, bly die dood steeds 'n skok. Maar die geheim van God se liefde wat troos en wat verlos, wat rekening hou met ons harte wat seer is, het juis in die Nuwe Testament deur Jesus Christus aan ons bekend geword. God is vasberade om sy liefde en sy deernis aan ons te wys, dat hy een van ons geword het. Hy het Jesus Christus in ons wêreld en in ons pyn ingestuur, die skepper aan 'n kruis geoffer, om ons eintlik te oortuig dat ons nie alleen is nie. Hy verlos, en hy verlos sonder om enigiets terug te hou. Hy gee hom volledig vir onsself. Vandag wil ons ook op hierdie wyse afskeid neem van 'n vrou en 'n ma vir wie ons baie lief was. Waar woorde min is, kan ons maar eintlik net vir mekaar weer vertel van 'n God wat troos en verlos. Die God wat so naby aan Job gekom het, dat Job kon gesê het, die Here het gegee en die Here het geneem, maar prys die naam van die Here. Ons kan vir mekaar net vertel van die God wat vir Jesus in ons pyn en in ons seer en in ons harte ingestuur het. Jesus wat deernis het met ons hartseer. Jesus wat deernis met ons pyn het. En dan kan ons nie anders as om saam met die psalmdigter ook te sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sal ek vrees? Ons weet die angs en die pyn en die hartseer en ook die onsekerheid oor die toekoms en die probleme wat by die dood gepaard gaan, verdwyn nie altyd so vinnig nie. Al is dit plek stikkend en seer steeds in julle harte, mag julle in hierdie tyd beleef hoe God naby in julle kom.
Mag julle sy hulp en sy troos ervaar. Mag hy so naby aan julle kom, soos hy aan Job gekom het, sodat ons in ons hartseer tyd ook kan weet. Die Here het gegee, die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, vandag kan ons ook vir U dankie sê. Dankie vir die lewe van Tannie Karinel. Dankie vir die tye en die jare wat ons saam met haar kon hê. Al voel dit seer en stikkend, koester ons die herinneringe in ons harte. Maar Here, hier waar U besluit het om haar te kom haal, bid ons vir haar familie en vriende wat agterbly. Dankie dat ons herinner word dat ten spyte van hierdie seer ons so kan sê, die Here het haar vir ons gegee en die Here het haar geneem. Maar prys die naam van die Here. Here, want U bly ons beskerming en U ons redder. Kom dan nou so naby aan elkeen wat hartseer is en raak hulle aan dat hulle steeds op hulle lewenspad U voor oë kan hou. Dat wanneer ons so eendag sterf, ons met sekerheid kan weet dat ons by U en saam met U sal wees soos Tannie Kali ook nou is. Dankie Vader, dat U ons juis hoor in tye soos die. En as ons woorde min is, weet ons dat U ons harte ken en dat U ook vir ons bid. Hoor ons Here, wees ons genadig. Amen. Ek gaan nou vir ons die afskeidsformulier lees. Daarna gaan ons saam belydenis van geloof doen. En daarna spreek ek dan weer die seën vir ons uit. Geliefdes, wanneer ons geliefdes sterf, bely ons terselfdertyd dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Deur Jesus se dood het ons saam met hom die graf ingegaan, en deur sy opstanding het ons saam met hom die dood oorwin. Omdat Christus opgestaan het, is ons eie opstanding 'n werklikheid. Jesus was dood, en kyk, hy lewe tot in alle ewigheid. Hy is die eerste, en die laaste, en die lewende. Hy is die oorwinnaar oor die dood. Dit is in hierdie geloof wat ons vandag afskeid neem van ons geliefde Kali Nel. Dit is ook in hierdie geloof, familie en vriende, wat ons weer opnuut ons geloof kan bely. En as U so voel, kan U dit vir 'n oomblik saam in die hart bely. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Mag jy as familie in hierdie tyd ook die vrede en die liefde van God ervaar, waar ons dan ook mag uit mekaar gaan. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle werking van die Heilige Gees by en in elkeen wees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.